wil begin om vir julle baie dankie te sê vir julle begrip vir die feit dat ek Vrydagoggend nie 'n boodskapie uitgestuur het nie en ook vir julle gebede vir die begrafnisdiens wat ek moes hou vir my suster se afsterwe. Baie dankie, dit het goed gegaan deur die Here se genade. As ek nou dink aan hierdie gedeelte wat ons vanoggend lees in Genesis 1 waar ons opgeroep word om die beeld van God te verteenwoordig en dat ons gemaak is na sy beeld, dan dink ek aan 'n museum wat hier in die Kaap is, 'n museum van illusies. Onder andere is daar in daardie museum spieëls wat jou heeltemal so jou beeld so verwring en verdraai, dat mens later moet wonder en raai, wie is dit nou daai? Want dit lyk glad nie soos jy nie. Jy's of te kort en te dik, of te skeef, of te lank, of te wat ook al. En dan wonder ek, is dit nie dalk hoe die beeld van God lyk as mense na ons kyk nie? Is ons besig om regtig daardie karaktereienskappe van God na die wêreld toe te weerkaats, dat die mense iets van God in ons kan raak sien? Prof Ferdinand Duist het gesê dat ons is eintlik die vertoonvensters van God. As hulle na ons kyk, dan moet hulle iets van God raak sien. En die vraag is, kan mense dit raak sien? Kan mense na ons kyk en sê, wow, ek sien iets van liefde, van goedhartigheid, van barmhartigheid, van geduld, van vriendelikheid. Al daardie eienskappe, karaktereienskappe van God, kan hulle dit raak sien in ons? Want dit is mos nou eintlik maar ook waaroor die vrug van die Gees gaan. So mag die Gees ons help om dit te reflekteer en te dra. Maar dan ook die belangrike ding dat hy ons aanstel om te heers, te bewoon en te bewerk, die natuur, die voëls en die visse, die diere. Dit is 'n geweldige voorreg, maar ook 'n enorme verantwoordelikheid wat ons het, om hierdie wêreld te bewoon en te bewerk en op te pas. Doen ons dit tot God se eer, selfs daar waar niemand ons sien nie. Is ons besig om die natuur te bewaar? Is ons besig om God te eer ook in die natuur? Net omdat hy dit van ons vra, omdat hy vir ons die verantwoordelikheid gegee het, en omdat dit ons voorreg is. Mag hy deur sy Gees vir ons help, om sy beeld te reflekteer, en om oor die natuur te heers, te regeer, maar dit ook te bewaar, tot sy eer. Vrede vir jou.